Goeiedag en baie welkom by Suiderparel Gemeente. Hierdie naweek wat kom is ons gebedsnaweek, die 5de tot die 7de Junie en daar is 'n gebedsketting in die gebedskamer by die kerk wat hardloop van Vrydagoggend 8uur tot Sondag aand 8uur en ek wil jou uitnooi, al het jy dit nog nooit van tevore gedoen nie. Kom skryf jou naam op, die link is vanoggend uitgestuur waar jy jou bespreking kan maak vir jou tyd in die gebedskamer. En ons hoor keer op keer ouens wat vir die eerste keer kom wat sê, hulle het gedink hulle gaan nie 'n uur kan maak nie en voor hulle weet was die uur verby met alles wat in die gebedskamer ook daar gereed gesit is. Ons het ook dan Sondag 'n lofsangdiens 9:30 en daar is geen 8uur diens hierdie Sondag wat kom die 7de nie. So merk dit asseblief op julle kalenders. Ons het dan ook 'n versoek. Ons is op soek na nominasies vir iemand wat op ons gemeenteraad kan dien wat verantwoordelikheid vat vir ons, noem dit nou nabye uitreike en ons barmhartigheidsdienste in ons onmiddellike omgewing. So dit gaan nou nie oor uitreike oor see nie, maar dit gaan spesifiek oor ons die Here se vingerafdruk deur Suiderparel Gemeente in ons nabye omgewing. So as dit iets is wat jou hart warm maak of jy ken dalk iemand wat jy sê daai persoon sal hierdie job kan doen, wil ek jou vra om ons te help met nominasies. Kontak die kerkkantoor, gee naam en nommer en dan sal ons dit van daar af vat. Geniet vandag se erediens. Welkom by jou Suiderparel aanlyn erediens. En dis my voorreg om met julle kan gesels vandag. Ek praat hier vanuit 'n gimnasium uit 'n gym uit. Die ander gym was 'n bietjie besig geweest, so ek het maar gou vinnig een kom steel wat stiller is. So daar waar jy is, wil ek vra dat jy stil raak as jy bestuur. Raak dit rustig, met jou oë toe maak jy, maar kom ons bid en dan begin ons hierdie boodskap reg. Here, baie dankie dat jy voorreg het om vandag vir 'n oomblik kan stil staan by gewoontes wat belangrik is, Vader. Help ons om vandag saam met soveel ander gelowiges regtig bewus te wees daarvan dat ons geloof iets is wat ons moet beoefen, is nie net iets wat van self kom nie. Here, dankie dat ons weet dat ons teleurstellings is nie u teleurstellings nie, dat u nooit teleurstel raak in ons nie, Here. Dankie dat ons weet dat u ons oneindig lief het. Amen. So as jy nou nog nooit geoefen het of gehardloop het of sport gedoen het nie, is van die inligting dalk vir jou nie, maar ek glo daarom almal het iewers iets al gedoen. En een van die groot ding van oefen is altyd vir my die seer na die tyd. Dis hoe jy weet jy dit reg gedoen. In my twee sporte, rotsklim en brandeplankry, sê ek altyd vir mense, hoe weet jy het reg gebodyboard of geboogieboard of reg gesurf is, as jou rug die volgende oggend seer is. As jou rug styf is die volgende oggend, dan sê jy jou postuur was reg geweest, jy het hard gewerk, jy het dit reg gedoen. Met rotsklim is dit altyd 'n interessante ene, want net sodra jy by die bokant kom, dan gly jy of jy val en dan sit alles anders se skuld behalwe jou eie. Dis gewoonlik die wind of 'n duif wat verbygekom het of 'n springkaan of sweetkorrel wat gedrup het. Dit was baie selde jou eie skuld. Maar dan as jy die roete so 5-6 keer oor geklim het en jy is daar 50-60 meter van die grond af en jy kry dit reg om oor die punt te kom waar jy geval het, dan is daar iets wat in jou gebeur, want jy het die opgewondenheid van jy het amper hierdie ding van, ek het 'n completion, ek het hierdie ding reg gekry, dis hierdie opgewondenheid wat jy kry, en dan die volgende oggend staan jy op, en dan voel jy 20 jaar ouer, en dan is alles seer in jou lyf. Jy sien, geen oefening, of geen sport, of geen ding wat jy in goed is, kom sonder oefening nie. Alles vat oefening, en net so is dit ook in ons geloofslewe. Ons is in 'n reeks met die naam Leef Lig, en vandag wil ek dit al so 'n bietjie saamvat, en ons tema vandag is 'n goeie pyn. 'n Goeie pyn is iets wat gebeur wanneer jy deur hierdie klomp goed gaan om by iets van 'n sukses uit te kom. Wanneer jy deur 'n klomp oefening gaan, wanneer deur 'n klomp teleurstellings gaan, is dit baie keer 'n goeie pyn. Nie op die oomblik nie, maar as mens terugkyk dan besef jy, dit was dalk die moeite werd om daai ekstra kilometer te swem om vandag dit meer te kan geniet. Dit was dalk die moeite werd om daai ekstra 10 kilometer te gaan hardloop laas Saterdagoggend voor my marathon. Alhoewel ek soveel seer het. En dit was dalk die moeite werd om 'n paar keer te misluk by my werk of in my verhoudings, om juis uit te kom waar ek nou is. Maar dit is baie maklik. Die Engelsman sê, hindsight is 20/20 vision.
En vandag wil ek 'n kort boodskap deel. Ek wil eintlik saamvat, ons het begin met 'n paar gewoontes. In Leeflig het ons geleer dat daar's 'n paar gewoontes, dat die 5 gewoontes wat ons regtig vir onsself moet uitsit en sê, hierdie is die geloofsgewoontes wat ek wil oefen. En dit is eintlik eenvoudig, dit is eintlik 'n manier om dit eenvoudig vir ons saam te vat. Die eerste een is afsondering en gebed, om vir jouself 'n tyd te maak om jouself af te sonder in gebed. En ek wil 'n voorstel maak. As jy nog nie hierdie gewoontes beoefen het, probeer een dag, 5 dae vir die week. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag. So probeer Maandag ten minste iewers tyd kry om jouself af te sonder in stilte in gebed, sonder jou selfoon, sonder niks nie. En op Dinsdag wil ek jou uitdaag om lig te reis, om bietjie afstand te neem van die materialistiese goed. Dalk is daar iets in jou shopping cart in Takealot wat jy nie nodig het nie, of dalk is daar iets wat jy elke dag op internet deurblaai wat jy dalk nie nodig het nie. Dalk moet jy kyk, hoe belê ek in menseverhoudings eerder as in materialistiese goed vir 'n dag. Ons almal is skuldig aan. En dan wil ek jou uitdaag om teen Woensdag bietjie te kyk, hoe kan ek leef in eenheid met my broers en susters, my vriende, my kollegas, mense in my gemeente, my familie, dalk om net bietjie iets saam te doen, dalk om bietjie saam te stem met iets, en nie die hele tyd net teen die stryd te gaan nie. En dan teen Donderdag is seker die moeilikste ene. Ek weet, daar is baie geskryf in teologie oor die 7-dag sondes en alles, maar Donderdag is 'n baie moeilike ene, want Donderdag moet jy goed wees vir jou vyand. En dit beteken die mense wat jou seer gemaak het, die mense wat jou te nagekom het, om goed te wees vir hulle, is 'n gewoonte wat ons oor gepraat het, ons gesê ons wil beoefen. En volgende week gesels ons in die kerk oor om te gee vir die wêreld. Hoe kyk ons na die wêreld? So Vrydag, wat 'n lekker dag. Gaan stap 'n bietjie buite, gaan gee 'n boom 'n drukkie. Speel met jou hond 'n bietjie meer. Tel dalk 'n stuk papier op. Gaan maak 'n draai by die SPCA. Maar gee om vir die natuur. Dis 5 eenvoudige gewoontes. Maar sien, hierdie goed kom nie sonder oefening nie. En ons sien reg deur die Bybel, reg deur die skrif, is al soveel geleenthede waar mense deur hierdie goed gegaan het. En ek dink ons lees baie keer oor dit. So ek wil graag kortliks Matteus 7 met jou deel. Matteus 7, so aan die agterkant van die bergpredikasie is daar hierdie interessante storie wat Jesus vertel van die wyse man en die dwaase man. En van kleins af ken ons die liedjie, die wyse man bou sy huis op die rots. En ek wil graag die teks vir jou voorhou. Vanaf vers 24, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met die verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Ek wil net daar stop. Jesus begin eintlik om te sê, hy het hierdie klomp goed genoem, wat vir ons 'n riglyn kan wees vir die lewe. Dan sê die ouens wat dit actually doen, wat dit gaan beoefen, is iemand wat sy huis verstandelik gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai, en daaraan geruk, en tog het dit nie in een gestort nie. Wat van die fondament was op die rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en nie daarvolgens handel nie, dis nou die ouens wat hoor, maar niks doen omtrent nie, is soos die een wat sy huis, die dwaas wat sy huis op die sand gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het in een gestort, en heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Een van die mooiste goed uit hierdie verhaal uit, is om te sê, as jy goeders aanhoor en dit nie doen nie, ons weet Jakobus praat oor presies dieselfde ding as hy skryf oor hoor en doen, maar het jou agtergekom in jou huis is op tydjie hierdie boks, jou man of jou vrou het gesê, sê asseblief daai boks bær, dan sê ja, ek gaan dit nou net doen, ek sal dit doen. En dan môreoggend, die boks staan nog steeds daar, het jy gesien, ja, ek sal hom skuif, moenie worry nie, ek sal hom skuif. En dan Vrydag, Saterdag, Sondag, Maandag, dan stap jy verby die boks. Almal in die huis stap verby die boks. Niemand weet eers meer daarvan nie. En dan naderhand, 'n week later, dan is daar nog 'n boks bo op hom. Jy sien, die ding wat gebeur is goed dat ons so baie hoor, raak ons baie keer gedesensiteerd van. Is interessant, ek vertel altyd die verhaal van seestrome en om 'n see te wees, en ek weet, Jaco Strydom het ook 'n baie mooi verhaal van hoe hy in die seestroom vasgesit het, maar my verhaal is dalk 'n bietjie anderste. Jy sien, as jy branders ry, dan is jy so afhanklik van 'n seestroom, want ons gebruik dit om in die see in te gaan. Ons wil nie teen hom veg nie, ons wil hom gebruik om in te gaan. Maar daar kom kere wat jy so amper plasei raak oor die feit dat hier soveel seestrome is, en soveel goed aangaan in die see, daar is goeders wat jy glad nie meer plan nie. En voor jy jou oë uitvee, dan word jy ingetrek in 'n plek wat jy nie wil wees nie, dan moet jy vinnig begin 'n plan maak. Jy sien, in baie keer in ons lewens raak ons so gewoond van alles wat ons hoor, ons kom kerk toe op Sondag, ons gaan selgroep toe, en dit is maar elke keer net herhalend, en dit is 'n oulike gewoonte, en dit raak 'n oulike tradisie, maar oefen ons dit regtig by die huis?
Jy sien, ons is nie doen, jy sê Jesus uitdruklik, soos die dwaas wat sy huis op die sand gebou het. Ek vang myself baie keer dat ek myself teleurstel, en dan dink ek, God is teleurgesteld met my. Maar dan weet ek ook dat dis die laaste persoon die ek kan teleurstel. Een van die mooiste goed wat gebeur in die Nuwe Testament is in Johannes 21. En julle sal onthou, een van die disippels het gou 'n paar penne hier in kap. Een van die disippels wat besig was om vis te vang, het Jesus gesê, volg my, ek gaan jou vissers van mense maak. En ons praat van Petrus, die eense disipel wat 'n ou se oor wou afkap toe hy vir Jesus wou kom haal het. Die eense disipel wat toe Jesus kos op die tafel gehad het en die nagmaal bedien het, sy hand in die bak gesteek het en Jesus voorsê, jy gaan my verraai. En hy het gesê, ek sal jou nooit verraai nie, nooit in my lewe sal ek jou verraai nie. En net 'n paar uur later gebeur dit tog so, dat hy vir Jesus verraai. En dan lees ons in Johannes 21 later, waar hy op 'n plek kom, waar Jesus eintlik aan die disippels verskyn en dan weer weggaan, en dan sê Petrus die volgende, dan sê hy in Johannes 21, dan sê hy, ek dink ek gaan maar net gaan visvang. Ek gaan strand toe en ek gaan visvang. So amper asof hy sê, weet jy, ek gaan maar net terug van daar waar hy my gekry het. Ek's nie goed genoeg nie, ek gaan opgee. Ek gaan net opgee. En dan gaan vang hy vis saam met die ander disippels, en dan terwyl hulle in die water is, so 100 tree van die kant af, sê die skrif, en dan skree daar 'n man van die kant af, sê, hey, het julle al iets gevang? Dan sê hulle, nee, ons het nog niks gevang, nie is niks vis in die see nie. Dan sê hy, gooi hulle net aan die ander kant van die boot uit, en dan haal hulle die vis aan die ander kant van die boot uit, en dan kan hulle nie net op lig gee, net is te swaar. En dan gebeur daar 'n interessante ding. Dan staan daar in vers 7, die disipel vir wie die Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus op die boot besig is om vis te vang, dit is die Here. Toe Simon Petrus het hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, van sy bolyf was kaal, en hy het in die water gespring. Hy los hy ons op die boot, en hy spring in die water, en hy gaan kant toe, hy is op pad na Jesus toe. Toe hulle op land aankom, sien hulle vuur brand, en 'n stuk vis daarop lê. Daar was ook 'n brood. Onthou wat ons vroeër gesê het. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Daar het ek so gelag, en Petrus los hier arme knape om self daai vis uit te trek. Hy sê, ek gaan, daar's Jesus, dis 100%, dis my ou. En hy Simon Petrus het toe in die skei geklim en net op die land getrek. Die net op die land getrek, die ouens gaan help. Dit was vol groot visse, 153. En toe sê Jesus vir hulle, kom eet. En toe braai hy vir hulle hierdie beautiful stukkies vis. En toe gebeur 'n interessante ding, toe kry Petrus sy volgende roeping. En julle sal die teks ken, waar Jesus sit by Petrus, en toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hierdie ander ouens hier? En nou kan jy dink, die ding wat Petrus mee gefaal het, wat hy nie suksesvol mee was nie, was om getrou te bly, en Jesus kom gee om 'n tweede kans. En hy sê, ja Here, en dan sê Jesus vir hom, laat my lammers wei. En vra hom weer 'n keer, dan sê hy, pas my skape op. En dan vra hy 'n derde keer, het jy my lief? Dan sê Petrus half geïrriteerd en emosioneel, u weet alles, u weet dat ek u lief het, sê laat my skape wei. Sien, Jesus kom gee 'n tweede kans vir Petrus, en een van die groot goed van groeipyne en van seer van die lewe en seer in ons geloof is, ons dink baie keer, ons is 'n mislukking, of ons het misluk, of die Here gaan ons nie vergewe nie. Maar God vergewe altyd. Hy gee altyd 'n tweede kans. Inteendeel, as hy 'n tweede kans gee, is dit beter as die eerste ene. Ek wil jou graag los met die volgende. Dis 'n Engelse statement, verskoon die Engels wat ek gebruik, maar never let the fear of striking out keep you from playing the game. Moet nooit toelaat dat jy so gespanne raak en so bang is om deel te neem, of so bang is om 'n verskil te maak, dat jy nooit optree nie. Jy is geroep om 'n verskil te maak daar waar jy is. Begin by basiese oefeninge. En met al 5 hierdie goed wat ons genoem het, gaan daar groeipyne wees. Om stil te raak saam met die Here, gaan daar groeipyne wees. Om jou vyand te vergewe, gaan moeilik wees. Daar's groeipyne daar betrokke. Maar weer, daar's nog 'n kans. Jy sien, met niks wat die moeite werd is noodwendig verniet nie. So mag jy hierdie week ervaar dat Jesus Christus by jou is,
om saam met jou te groei en saam met jou te leef. En mag jy ook ervaar daar is, as jy dalk vandag hoor, dat jy is vergewe, jy is versoen en God gee jou nog 'n kans. Kom ons gaan in ons leeflig. Kom ons sluit die oë. Here, dankie. Ons kan weet, ons kan lig leef as gevolg van u teenwoordigheid. Ons kan lig leef as gevolg van u goedheid en u liefde in ons lewens en u guns. Vader, help ons om soos wat ons effort en energie en tyd en krag insit in ons sporte en al ons aktiwiteite, dat ons dieselfde effort en energie in ons geloof insit. Help ons om nie maar net gedesensiteerd te raak en afgestomp te raak vir die alledaagse goed van ons geloof nie, Here. Help ons om regtig daagliks hierdie gewoontes te begin inoefen, Here. My gebed is om my te help om dit 5 dae in 'n week te doen en dan dalk 2 op 1 dag en 3 op 1 dag en tot 'n plek waar ek regtig hierdie 5 beginsels kan toespits in my lewe en sê ek gaan vandag omgee vir die natuur. Ek gaan vandag tyd spandeer om eenheid te bevorder onder my medegelowiges, broers en susters en familie en vriende, Here. Ek gaan tyd spandeer om my vyande te vergewe en voor u voete te sit, Vader. Here, en ek wil die tyd maak om weg te vat van hierdie materialistiese lewe wat ons baie keer lei, Here. En ek wil daagliks myself bewus maak daarvan en ek wil daagliks stiltyd saam met u spandeer. Dankie dat ons kan weet dat u ons harte ken. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê en mag jy jou huis bly bou op die rots. Mag jy hoor wat God vir jou gesê het vandag. In jou hart dalk sou iets by jou geresoneer het. Kom ons gaan leeflig. Amen.